Sjoe, is dit nie lekker in die teenwoordigheid van die Here nie? As jy nie vanmôre hier is nie, het jy uitgemis. Amen. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vir jou mooi vra om dit vir my oop te maak daar by Sagaria. Sagaria, die 4de hoofstuk, en ons gaan lees so vanaf vers 5. En ek wil vanmôre op hierdie besonderse, belangrike Pinksteroggend, wil ek bietjie met jou praat oor die tema, die Gees van die Here. Nou ek wil vanmôre kom bid, Here, dat U met hierdie ou kromstok vanmôre 'n reguit hou sal kom slaan. Dat U vanmôre deur my net as 'n instrument sal kom praat en dat U vanmôre met mense se harte sal kom bemoeienis maak. Ek wil bid, Here, dat hierdie woord vanmôre sal uitgaan, dat dit sal vrug dra en dat dit lewens sal verander. Amen. Glo jy die woord verander lewens? Amen. Ek praat vanmôre met Pinkster met jou oor die Gees van die Here. Nou, Pinkster is regtig 'n besonderse geleentheid, 'n besonderse datum op elke Pinkster gemeente se kalender en ook reg oor die wêreld, oor elke denominasie, want ons kan nie vanmôre aangaan as ons nie die Gees van die Here het nie. Ons kan nie vorentoe gaan as ons nie die Gees van die Here het. Ons kan geen tree gee, soos daardie ou koortjie wat ons gesing het, waai deur my. Ons kan niks doen as ons nie die teenwoordigheid van die Here het nie. En hier in Sagaria 4 kom die engel van die Here by Sagaria en hoor gehou, die engel van die Here kom maak vir Sagaria wakker. En toe ek hierdie woordjie hoor, dit is asof die Here binne in my gees sê, gaan sê vir my kerk, gaan sê vir my bruid, gaan sê vir my gemeente, dat dit is die tyd nou en is die uur nou, dat die kerk van Jesus Christus sal moet wakker word. En ek bid en ek sê, ag Here, stuur dan 'n engel om die gemeente, om die kerk, om die bruid van Jesus wakker te kom maak, sodat ons gereed kan wees, dat wanneer daar die bassein gaan blaas, dat ons gereed sal wees om saam met Jesus te wees. Maak ons wakker, sodat ons die oorwinning kan smaak. Maak ons wakker, sodat ons in oorwinning die tree kan tree, en dat ons nie net gemeentelede kan wees nie, maar dat ons die kerk van Jesus Christus sal kan wees. En ons het die laaste ruk oor baie dinge gepraat. Ons praat oor hoe dit moet wees om kerk te wees. Ons het gepraat oor oorwinning. Ons het gepraat oor geestelike volwassenheid. En dit is asof ons vanmôre op 'n plek kom waar die cherry op die koek geplaas moet word by Pinkster, waar die Here sê, hoor my hart vanmôre. Dis tyd dat ek en jy moet wakker word. Die uurglas is besig om leeg te loop. En nou kom die engel van die Here hier by Sagaria en hy sê vir Sagaria, Sagaria, word wakker. En toe Sagaria wakker word, sê die engel van die Here vir hom, wat sien jy, Sagaria? Wat sien jy? En ons ken die gedeelte. Sagaria antwoord dadelik en hy's tog die profeet, so ek neem aan hy het bietjie kennis gehad van hierdie dinge en hy sê vir die engel, ek sien 'n kandelaar. Nou jy ken die storie. Hy sien 'n kandelaar en dit was 'n kandelaar wat van goud gemaak was. En op elke punt van hierdie kandelaar was daar 'n lampie gewees, 7 lampies. Maar die interessantheid van hierdie kandelaar wat Sagaria sien is dat aan elke lampie, sê die Bybel, was daar 'n goue koord en 'n pypie gewees tot by 'n groot kan gewees. En die kan was vol olie gewees en die doel van die kan was om hierdie lampies olie te gee sodat die lampies nooit sal ophou brand. En dan sê die engel vir hom, maar wat sien jy nog? En hy sê, ek sien 2 olyfboompies langs die kante van hierdie kandelaar. En hy sê vir hom, wat beteken dit? Hy sê, dis die gesalfdes. Dis die gesalfdes van die Here wat aan die weerskante van die kandelaar staan. Want hoor mooi, die kandelaar is niks anderste as die teenwoordigheid van God nie. Dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En binne in hierdie tempel staan die teenwoordigheid van God se Gees en aan die weerskante staan die gesalfdes. Ek en jy is die gesalfdes van die Here en ons staan aan die kant van God se teenwoordigheid. En dan sê hy vir Sagaria, jy het mooi gesien, jy het reg gesien. En dan kom Sagaria met daardie verskriklike woorde, ek sien. Maar wat beteken dit? En dan wil ek hê jy moet saam met my lees in Sagaria 4 vanaf vers 5. Hy sê die engel
wat my gespreek het, antwoord my en sê, weet jy dan nie wat beteken dit nie? En ek het gesê, nee, my Heer. Toe antwoord die engel en hy sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel, naamlik nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here. Wie is jy? Groot berg voor Zerubbabel. Jy sal gelyk word, sê die woord van die Here. Nie deur krag of deur geweld nie. En vir 'n oomblik het Sagaria se oë oopgemaak en hy verstaan wat die engel vir hom wil wys. Ja, die teenwoordigheid van die Here is hier en die gesalfdes is hier, maar dit is as gevolg van die kanolie dat die kandelaar die hele tyd bly brand. En Sagaria ervaar iets dat dit is nie deur die werke van 'n mens dat die kandelaar kan bly brand nie. Dis deur die werking van God se gees. As 'n mens die kan moes volgehou het ons vergeet, het ons laat gekom en die kandelaar het opgehou brand, maar die kandelaar het aangehou brand as gevolg van die werking van God se gees, nie deur die hande van 'n mens nie. En ek besef vanmôre dat die werking van God se krag, dat die werking van sy gees, die teenwoordigheid van God is nie deur krag en geweld nie, maar deur God se gees. En terwyl ek dit voorberei, sê die Here dat daar sekere dinge in die lewe is wat jy nie kan verduidelik nie. Jy moenie probeer om dit uit te pleis nie. Dit gaan eenvoudig net oor die gees van die Here. Ons verstaan dit nie. Ons weet nie hoe dit werk nie. Ek weet nie hoe die kan met die olie na die lampies toe stuur nie. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek is nie hier om uit te pleis hoe dit werk nie. Ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, dat jy vir jou omstandigheid moet sê, ek verstaan nie wat hier aangaan nie, maar dis nie deur krag en geweld nie, dis deur God se Heilige Gees. En vanmôre wil ek hê, dat jy vir jou siek lyf moet sê, kom in lyn met God se woord. Ek wil hê jy moet vir jou benarde besigheid sê, kom in lyn met God se woord. Daardie finansiële probleme, daardie huwelik probleme, kom in lyn met God se woord, want dit is nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van die Here. En dan sê hy so mooi, hy sê, dat elke berg wat voor jou is, Zerubbabel, sal God kom gelyk maak. Elke probleem sal God uit die weg kom ruim, omdat jy so oulik is, omdat jy die koning is, nee, omdat jy die kroon op jou kop dra, verseker nie. Dit gaan net oor een ding, dit gaan oor die werking van God se Gees, dit gaan oor die werking van die Heilige Gees. Ek het vanmôre gekom om vir jou te kom sê, dat Pinkster gaan juis oor dit. Dat jy jouself kan oopmaak en sê, kom Heilige Gees, en kom doen dit wat ek nie kan doen nie. Jesus sê so mooi, sê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle met die krag bestraal is. En ek en jy gaan in hierdie ou lewe rond, en ons probeer baie dinge doen, in ons eie krag, en nou kom hy by Sagaria, en sê, Sagaria, te vergeefs dat jy vroeg opstaan en dat jy laat gaan slap. Te vergeefs dat jy hard werk. Dit gaan nie oor krag nie. Dit gaan oor die Gees van die Here. En daarom wil ek vanmôre hier op Pinkster met 'n Pinkster gemeente kom praat oor die frase die Gees van die Here. Nou kan ek gou jou hand sien. Glo jy nog in die Gees van die Here? Glo jy nog in die werking van die Gees van die Here? Glo jy nog steeds dat die Heilige Gees in staat is om situasies te verander? So ek hoor mooi getuienisse die laaste ruk van mense wat sê, pastoor, ek het alles probeer en niks het gewerk nie, maar toe die Gees van die Here opdaag, ek weet nie hoe dit werk nie. Haka, die Gees van die Here verander omstandigheid. Hy maak dit heeltemal nie beter as wat jy voor kon gevra het. En dit is waaroor Pinkster gaan. Pastoor, dit gaan oor die vuur. Dit gaan verseker oor die vuur. Maar as die vuur klaar geval het, dan moet ek en jy op 'n plek kom wat ons kan sien hoe dinge besig is om te verander. Ek praat in die weke, al die pastore is maar altyd hier voor Pinkster so 'n bietjie besig om met mekaar te praat en te vra, wat gaan ons doen? En die een pastoor is vreeslik, ons gaan hierdie stukkie uitsny, vreeslik braggerig, en hy sê, hy het 4 pastore gereël van die rand af, wat kom preek by Pinkster, en hulle hou vir 3-4 weke Pinkster, en die ander pastoor sê vir hom, sjoe, ek het dit ook verlede jaar gedoen.
En dit was wonderlik. En dit is goed, so ek wens ons het geld gehad en ons kon dit ook gedoen het. Dit moet gedoen word. Maar hierdie pastoor sê iets verskrikliks. Hy sê dat sy gemeente, toe hy so omkyk, toe voel hy nogal trots. Want die Heilige Gees het gewerk en mense het ervaring gehad met die Gees. Hy sê maar daardie Sondag aan, toe daardie slap Mercedes van daardie pastoor so uit die dorp uit ry en hy kom die volgende week terug in die kerk, toe sit hy met presies dieselfde mense. Pinkster is 'n leefstyl. Kan ek dit gou weer sê? Pinkster is 'n leefstyl. Ek dink baie keer ons maak fout om 'n groot, en hoor my hart, 'n groot ophef te maak van 'n Pinkster Sondag. Man, ons moet Pinkster wees elke Sondag. Ons moet 'n leefstyl aankweek om te sê dat die Gees het binne in my ingekom en nou kan ek nie meer dieselfde wees. Nee, ekskuus. Ek wil nie meer dieselfde wees nie. Want my lewe verander. Hoekom? Omdat die Gees van die Here binne in my is en my leefstyl verander. En nou, wanneer ek 'n berg voor my het, dan verander ek hom nie self nie. Ek sê, Here, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees van die Here. Die kinders van die Here is moeg. Kan ek gou jou hand sien? Wie's moeg? Kom aan. Wie's moeg geploeg? In plaas daarvan om oor te gee en te sê, die Gees van die Here. Miskien moet jy, as jy so 'n bietjie begin spanning kry, dan sê jy, sjoe, die Gees van die Here. En as jou liggaam is ongemaklik, dan sê jy, die Gees van die Here. Want elke keer wanneer jy dit sê, proklameer jy en verklaar jy dat God se Gees alreeds binne in jou is en niks kan hou vashou teen die kinders van die Here. En daarom wil ek vanmôre, omdat ons 'n leefstyl het van Pinkster, bietjie met jou praat oor die tema, die Gees van die Here. Die Gees van die Here is 'n stelling en is 'n tema wat 10 keer voorkom in die Bybel. Die Gees van die Here 10 keer. Baie interessant, dat die eerste keer wanneer hierdie frase voorkom, is in Rigters. Ou Testament, nie Nuwe Testament nie. Ou Testament, wat vir my sê, dat die woord van die Here van Genesis tot by Openbaring is vol van die werking van die Heilige Gees. En die Here kom verras ons. Hy sê, dat die Gees van die Here het al reeds in die tyd van die rigters geopereer en het mense se lewens kom verander. Nou die boek Rigters is 'n boek wat handel oor die lewe van die volk oor 300 jaar. Vandat Josua sy kop neergelê het, totdat Saul gesalf is as die koning. 300 jaar. En as ek die boek lees, dan hoor ek woorde soos 'n onstabiele volk. Kan ek gou jou hand sien? Weet jy van 'n onstabiele nasie en 'n onstabiele volk en 'n onstabiele land? Ek hoor woorde soos, hulle het geen morele waardes gehad nie. Sjoe, sit maar net jou TV aan. Geen morele waardes nie. Hy sê, 'n volk wat afgelewe het van God, wat boomstompe begin aanbid het, wat afvallig geraak het, wat geen verstand gehad het. Sjoe, dis 'n verskriklike woord. 'n volk wat sy eie gang gegaan het, wat vervalle geraak het, 'n volk vol sondes, en 'n volk lafaards, wat wil nie opstaan vir hulle geloof nie. En hier kom 'n besonderse verhaal. 7 keer in Rigters hoor ek die frase wat sê, en die kinders van die Here het verkeerd gedoen teenoor die Here. Hoeveel keer doen ek en jy nie ook verkeerd nie? En wanneer hulle verkeerd gedoen het, dan het God gekom en het hulle gestraf. En as hulle klaar gestraf het en dit gaan met hulle swaar, dan roep hulle uit en sê, Here, vergewe ons. En dan sê die Here, my hart is sag. En dan stuur die Here rigters om daardie volk weer te kom ophef, om hulle te verlos, dat dit weer met hulle moet goed gaan. Maar die mensdom is interessant. Nou dat met ons goed gaan, nou doen ons weer wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here straf ons weer, dan roep ons weer na die Here toe, en die Here stuur weer 'n rigter. En dit gebeur 12 keer in die boek Rigters, dat die volk val en opstaan en val en opstaan. En ja, ek weet, dit gaan nie oor die val nie, dit gaan oor die opstaan. Maar hoor vanmôre wat ek vir jou wil sê, dat iewerste binne in jou lewe moet jou leefstyl verander, want die Gees van die Here is binne in jou. En dan stuur die Here rigters. Nou, rigters was doodgewone mense.
kon nie ek en jy kon 'n rigter gewees het. Doodgewone mense. Ek lees woordjies soos nie baie gawes nie. Hulle het nie eers baie talente gehad nie. Eintlik was van hulle maar so bietjie sukkelaars. Van hulle kon nie eers lekker gepraat het nie. Hulle was baie keer maar so bietjie minderwaardig. Baie van hulle was maar geringe mense gewees. Doodgewone mense. Maar dit is wat die Heilige Gees doen. Jy moet net sê, Here, hier is ek, gebruik my. En die Gees van die Here verander mense se lewens. En hier is 'n preek vir 'n ander dag. Hoor gou-gou. As die Here my lewe verander, dan verander ander mense se lewens. Hallo? Jy kan nie, as die Here jou lewe verander het, nie 'n rimpel effek op ander mense hê nie. En dis presies wat die rigters doen. Elke keer wanneer die Here 'n rigter se lewe kom aanraak het, dan het hy die nasie gered en het die lewe van die volk beter geraak. En die Here vat my so bietjie hier deur die rigters, en ek wil gou-gou vir jou so 'n paar voorbeelde gee, en dan gaan jy sien waar gaan ek heen. Rigters 3 vanaf vers 5 kom die eerste rigter aan bewind, Otniel. Jy het al van Otniel gehoor. Die Bybel sê dat die volk was so afvallig dat hulle vir hulle vrouens by die Filistyne gaan haal het. Hulle het boomstompe aanbid en het hulle afvallig geword. En dan kom daar die frase, en die volk het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En die Here straf hulle. Ek hou nogal van die woordjie wat hy hier gebruik. Hy sê, en die Here het hulle verkoop aan die koning van Mesopotamië. Die Here verkoop sy volk. Kan ek dit gou weer sê? Die Here verkoop sy volk en sê, ek wil met julle niks te doen hê nie. Ek wil julle net verkoop en ontslaa raak van julle, soos 'n kar wat moeilikheid gee. En hy sê, ek wil niks met julle te doen hê nie. En dan sê die Bybel, vir 8 jaar het die koning van Mesopotamië die volk gerenoveer en hulle vertrap en by hulle gesteel en by hulle verwoes. En dan kom die volk en hulle bid en sê, o Here, vergewe ons. En die Here stuur die eerste rigter vir Otniel. Nou Otniel is 'n besonderse man. Dit was die broerskind van Kaleb. Kan ek dit gou weer sê? Die broerskind van Kaleb. Man, dis nie Kaleb nie. Ek weet ons ken almal vir Kaleb. En as ek 'n rigter moes kies, dan het ek nou vir Kaleb gekies. Ek bedoel, Kaleb het daar 'n bietjie 'n CV, maar hy vat vir Otniel. Hy's maar net die broerskind van Kaleb. Eintlik is Kaleb Otniel niks nie. Die Bybel praat nie eers baie van hom nie. Hulle sê net hy was 'n stil, teruggetrokke, voorbeeldige mens. En wanneer die volk gehoor het van Otniel, het almal gevra, Otniel, wie is hy? Ons weet nie van hom nie. Hy het geen voorbereiding gehad nie. Hy het geen idee gehad waarmee hy doen nie. Maar Rigters 3 vanaf vers 3 sê, dankie vir 'n maar die Gees van die Here het oor Otniel gekom en hy het die hele volk verlos uit die hande van Mesopotamië. En hoor mooi, hy sê en vir 40 jaar het die volk in vrede gelewe. Hoekom? Net een rede, die Gees van die Here. Toe die Gees van die Here oor 'n skaam, teruggetrokke mannetjie kom, toe verander sy lewe en hy verander 'n volk se lewe. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, wat sal gebeur as die Gees van die Here oor jou lewe vaardig word? Is jy nie ook stil en teruggetrokke nie? Die Here wil jou lewe verander en hy wil ander mense se lewens verander deur jou. En dan lees ons weer Rigters 3 vanaf vers 11. En die kinders van die Here het verkeerd gedoen in die oë van die Here. En dan roep hulle uit en sê, Here help ons. En die Here verkoop hulle aan die koning Eglon van Moab. En toe hulle moedeloos is, roep hulle uit. En die Here sê, ek gaan weer probeer. En hy stuur vir nog 'n rigter, sy naam was Iat. En Iat kom op die toneel. En nou dink die volk, die Here daarom nou 'n ordentlike man gestuur. Maar toe Iat op die toneel kom, het hy so gebreklike armpie. So 'n armpie wat nie kan werk nie, hy hang net so los. Die Bybel sê, dat hy was so gebreklik, dat die soldate van die army hom nie eers wou gehad het nie. Ek dink hy het so 'n bietjie mank geloop ook. En die Bybel sê, niemand wou iets met hom te doen gehad het nie, want hy het 'n gebreklike handjie gehad. En dan kom die Bybel en hy sê, dat hy kon nie eers 'n swaard dra nie, want al die swaarde was reghandig.
En hier kom hy en hy het 'n gebreklike hand en hy moet met 'n linker, die swak hand, moet hy veg en hulle sê, gaan huis toe man, gaan huis toe. Jy beteken niks nie. Maar dan sê die Bybel, maar die Gees van die Here het vaardig geword oor hom. En vers 16 sê, dat hy kom en hy maak self vir hom 'n swaard met 2 snykante. En hy druk hom hier in sy regtersy in. Onthou, hy's links, so hy trek die swaard so uit. 'n Regterman trek hom so uit. En toe die Gees van die Here oor hom kom, sê die Here vir hom, gaan na die vyand toe. En hy vat die belastinggeld. En hy wil die belastinggeld gaan betaal aan die vyand. En toe hy by die vyand kom, toe moet hy gedeursoek word. En hulle sê, maak oop en die vyand soek hom hier af. Hier's geen swaard nie. Maar die Gees van die Here het hom gebreklik gemaak, sodat sy swaard aan die verkeerde kant moet kom. En toe die wagte verby is, en die wagte is weg, toe stap hy na die koning toe, en hierdie is so 'n mooi storie, en hy steek die koning met daardie linker swak hand, steek hy dood. Baie interessant. Hulle sê dat Eglon, die koning, was so vet, dat toe hy hierdie swaard binne in sy lyf insteek, toe kon hy nie sy hand uitkry nie, van die vetvelle wat so oor daardie hand geval het. En hy steek hom dood. En hy kom by die huis en hy sê vir die volk, staan op, vandag gaan ons oorlog voer. En hulle maak al die vyand van Moab se mense, maak hulle dood, en die Bybel sê vir 20 jaar leef hulle in vrede. Is dit moontlik dat 'n gebreklike man met 'n swak linkerhand dit kan doen? Dis moontlik, toe die Gees van die Here. Toe die Gees van die Here oor hom vaardig word, toe beteken 'n gebreklike hand, dat hy God kan verteenwoordig, en hy verander lewens. Die Gees van die Here. En toe, en die volk het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En die Here sê, ek gaan julle verkoop, en hy verkoop hulle aan Jabin, die koning van Kanaan. En hulle roep en sê, ag Here, red ons, vergewe ons is sondig. En die Here sê, ek het 'n ander man om vir julle te stuur, sy naam is Barak. Nou, ek het al bietjie oor Barak gepreek, daar's net een woord vir Barak, is 'n bangbroek. Hy is lafhartig, hy is eintlik maar so 'n bietjie 'n papbroek, en hy's bang vir sy eie skaduwee. En toe die Here hom roep om iets te kom doen, toe sê hy, ek sal gaan Here, maar ek het darm vir Debora nodig. Ek het 'n vrou nodig om saam met my te gaan, want ek is net te bang. Maar die Bybel sê in vers 11, maar toe die Gees van die Here oor Barak vaardig word, toe trek hy uit. En hoor mooi, Barak het nie nodig gehad om oorlog te voer nie. Die Here het vir hom die oorlog gewen. En die koning, toe die koning sien hier's moeilikheid, die vyandige koning, toe klim hy van sy koets af, want die Here het water gestuur en dit was modder en sy koets sit vas in die water. En hy spring af en hy hardloop, en toe hy so eentjie gehardloop het, kom hy by 'n tent en die tent staan oop en Jaal kom uitgestap. En Jaal sê vir hom, as jy dors koning, kom in. En die koning kom in en sy gee vir hom water uit haar melksak, en toe hy klaar die melk gedrink het, toe gaan lê die koning, en Jaal vat 'n spies en sy steek die koning dood. Hoor gou, as die Gees van die Here oor jou kom, is dit nie te sê jy gaan die werk doen nie. Die Here sal ander mense kry om vir jou die oorlog te voer, en spiese in koning se koppe in te steek. Al wat jy moet doen is om te sê, Here, ek is hier, ek is bereid, ek sal gaan, en as die Gees van die Here oor jou kom, sal hy ander mense gereed kry om saam met jou oorlog te voer. Maar as jy alleen is sonder die Gees van die Here, gaan jy alleen oorlog voer. Niemand gaan saam met jou gaan nie, maar as die Gees van die Here. Maar as die Gees van die Here. Maar as die Gees van die Here. Dink gou aan jou lewe. Dink gou aan daai krisis en daardie probleem, en dan sê jy net gou vir jouself, maar as die Gees van die Here kom. En weer, Rigter 6 vers 1, het die volk gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En die Here straf hulle, en hy gee hulle oor in die Midianiete. En dan roep die volk uit en sê, Here, vergewe ons vir al die kere wat ons verkeerd gedoen het. En die Here sê, ek gaan julle weer help, en hy stuur vir Gideon. Nou wie ken nie vir Gideon nie? As ek die Bybel lees, dan sê hy, dit was 'n man sterk en vol moed. Dis die man wat jy ken. Maar dit is nie die man wat jy leer ken nie. Wanneer ek die Rigters mooi lees, dan sien ek dat hy was eintlik maar 'n ou bangbroek.
Die Bybel sê dat hy hou so 'n bietjie met die Here gesprek toe die Here hom wil stuur en hy sê, "O Here, ek is die swakste van al die geslagste. Ek is die geringste van almal in my familie. Jy kan nie vir my stuur nie." En dan gooi hy sulke lappies uit om die Here te toets wat, het ek reg gehoor? O Here, ek is bang. Sien nou ek maak 'n fout. Here, ek hoor wat jy sê, maar kan ek nie net gou weer 'n lappie uitgooi? Ek wil net gou weer hoor, is dit presies die Here wat met my gepraat het nie? En toe die engel van die Here hom soek, toe kruip hy in die dorsland weg. Dis presies waar ek sou gewees het. Weggekruip het, bang vir die opdrag, maar vers 34 sê, maar die Gees van die Here het vaardig oor sy lewe gekom, en hy kry 30,000 man om oorlog te voer, en die Here sê, wag gou. As die Gees van die Here oor jou kom, dan het jy nie 30,000 man nodig nie. Hy sê vir die wat bang is, hulle moet huis toe gaan, en 20,000 draai om, en die Here sê, dis te veel. Laat hulle 'n bietjie water drink, en die wat water drink soos 'n hond wat dit lek, hulle moet huis toe gaan, en hy sê, ek het 300 man, en Gideon sê, sjoe, Here, as u sê dis reg, dan gaan ek. Maar omdat die Gees van die Here oor Gideon was, het Gideon die oorlog gewen. Ek is hier, Here. Hier is ek, gebruik my. Here, ek is bang, ek is die geringste onder almal, ek is die kleinste onder, maar Here, as jy dink ek kan vir u iets doen, sit net die Gees van die Here in my, en ek gaan vorentoe. En weer het die volk gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Rigters 11. En hulle bid tot die Here en sê, ag Here, vergewe ons weer, en die Here is goed en getrou, en hy sê, ek sal julle weer vergewe. Ek het 12 van hulle, so ek hoop julle is reg. Hy sê, Here, vergewe ons, en die Here sê, ek gaan nog een keer probeer, en hy stuur vir Jafta. Sjoe. Nou oorspronklik, wanneer ek die Bybel oopmaak, dan sê die eerste paar verse, dat hy was 'n dapper held gewees. Sjoe, dis wat ons nodig het. Amen. Ons het nie hierdie bangbroeke, die manne met die skewe armpies nodig nie. Here, ons het dapper helde nodig. Dankie vir die dapper held. Sjoe. Maar toe ek die hoofstuk gaan lees, toe ontmoet ek 'n ander man. En ek wil gou weer vir jou sê, God slaan reguit houe met kromstokke. Weet jy wat gebeur? Ek sien, hy is die seun van 'n hoer. Dis wat die Bybel sê. En in daardie dae was dit 'n groot ding gewees. Die Bybel gaan aan, hy sê, dat sy stiefma, wat weer met sy pa getrou het, was so bietjie jaloers op hom, en sy het hom weggejaag soos 'n hond, en gesê, jy is nie welkom op jou eie pa se erf nie, gaan weg. En dat hy gegaan met die ou bietjie goed onder sy arm. Die Bybel sê, dat toe sy pa sterf, het hy niks geërf nie. Hy is onwelkom, ongewild, en dit het hom hierdie harde hart gegee van verwerping. Dit is die man met 'n groot verlede, en dan sê vers 3, dat hy ligsinnige vriende gehad. Hy wil tog net so bietjie met vriende kuier, en 'n bietjie kuier hier, en bietjie kuier daar, om van al sy probleme te vergeet. En dan kom die volk by hom in vers 7, en hulle sê vir hom, Jafta, ons het jou nodig. Hy sê, nee. Onthou julle het my soos 'n sleg hond van my pa se plaas af weggejaag. Ek wil met julle niks te doen hê. So 'n bietjie harde koejawel. Ek dink hy het ook reg gehad. Hulle het hom sleg behandel. Hulle het sy erfporsie by hom gevat en vir sy stiefboeties gegee. Maar die Here werk met hom, en hy sê op 'n stadium, "Oké, dis reg. Ek sal help, maar dan wil ek julle hoof wees." Vers 9 sê hulle, dis reg. Kom help ons net, jy kan die hoof van hierdie departement wees, en met al jou probleme kan jy kom, maar toe die Gees van die Here in vers 25 oor hom vaardig word, toe word 'n harde hart sag, hy sien die volk se probleem, hy tree vir hulle in, en hy oorwin die oorlog. Hoekom? Omdat hy so oulik was? Nee, die Gees van die Here. Laaste een, en die volk het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En dan roep hulle uit en sê, Here, help ons, Rigters 13 vers 1, en die Here sê, oké, kom ek stuur vir julle Simson. Nou Simson was die Nasareen, die een wat nie sy hare mag geskeer het nie, en nie sterk wyn mag gedrink het nie. Ek dink hy was die regte een.
tot ek die verhaal lees. Hy was 'n man vol sonde. Dis die man wat met die Filistynse dames rondgekuier het. Dis hy wat ongehoorsaam was en sy hare geskeer het toe die Here sê nie. Hy was die rebel. As die Here sê maak so, dan sê hy nee. Ek maak dit so. Hy was die, kom ek noem dit maar die boelie gewees. Want kyk, hy het wat 'n Filistyn is omgekrap en seer gemaak. Hy was die arrogante, die onbeskofte rigter van die Bybel gewees. Kyk, jy vertel hom niks, hy vertel vir jou. En as jy 'n moeilikheid het, dan moet jy net Simson se nommer op jou foon hê, want hy kan met baie min baie goed verander. Die arrogante een. Ek dink as hy geloop het hy ook so 'n bietjie 'n houding gehad. Ek is Simson, ek is die man, maar vers 6 sê, maar toe die gees van die Here oor hom vaardig word, het hy 'n leeu verskeer asof dit 'n bokkie was. En dan gaan dit verder, vers 19 sê, en toe die gees van die Here oor hom kom, vat hy en hy's verslaan 30 Filistyne dood. Hoekom? Omdat die gees van die Here oor hom gekom het. En dan kom vers 14, hy sê, en toe die gees van die Here oor hom kom, toe het hy daar die toue wat die vyand hom mee vasgebind het, losgebreek. En dan lees ek in die 34ste vers, en toe die gees van die Here oor hom kom, toe trek hy pilare binne in mekaar, en die daksak, en die Bybel sê, hy het meer Filistyne gedood op een dag, as wat hy in sy hele lewe gedood het. Sjoe. Eenvoudige mense met sondes en probleme, met gebrekke, met gevoelens, maar as die gees van die Here oor hulle vaardig word, dan verander lewens. En ek is vanmôre hier met eenvoudige boodskap, jy kan al hierdie voorbeelde vergeet, hoor gou wat ek sê, kyk gou vir my, die Heilige Gees verander lewens. Dit verander lewens. Gewone mense, ek het dit hier geskryf, en ek weet nie of ek dit van die kansel af mag sê nie, gewone mense word superheroes. Superheroes. Sê gou vir die persoon langs jou, jy is my superhero. Hoekom? Omdat God se gees binne in jou is. En jy sit vanmôre hier en jy sê, sjoe, ons land, ons dorp, ons gemeenskap, ons kort rigters, ons kort sterk manne, ons kort 'n nuwe president en ons kort 'n nuwe burgemeester en ons kort 'n nuwe regering, ons kort 'n nuwe geldse, ons kort, nee, maak gou so, ons kort vir jou. Daar buite, waar dit de mekaar is, daar buite waar dit chaos is, Letia, die Here kort vir jou. En dan sê jy vanmôre hier, en ek wil jy moet gou 'n bietjie vir my aandag gee. As jy vanmôre hier sit en sê, ek is maar die onbekende enetjie hier in Hartbeesfontein. Ek is die ou stil enetjie wat daar eenkant is, as hulle praat van Erika, dan vra hulle Erika wie? Hulle ken my nie regtig nie. Jy moet saam met my werk vanmôre. As dit jy is vanmôre, steek gou jou hand op. Hou gou jou hand daar. Miskien is jy vanmôre daardie een wat die wêreld niks van wil weet nie. Jy's daardie hoerkind. Niemand wil iets met jou te doen hê nie. Hulle skei jou een kant toe. Hulle tot jou erfporsie by jou weggevat. Hulle dink niks van jou nie. Ek gee jou hand op. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, "Sjoe, Hartbeesfontein in die wêreld sien net my gebreklike handjie. Hulle sien net my probleem. Hulle sien net my tekortkominge. Hulle sien nie my sterk linkerhand nie. Hulle fokus op my krisis, op my probleem. Ek het al 'n label gekry in die dorp, dat dit is die man met die ou gebreklike handjie, of die een met die voetjie. Jy het daardie probleem wat altyd so saam met jou gaan, en niemand wil met jou maatskies maak nie, niemand wil jou gebruik nie, niemand wil naby jou kom nie, want jy's die man met die gebreklike hand. Ek gee jou hand op. Miskien sit jy hier vanmôre en jy is soos Barak, net eenvoudig bang. As die Here sê, dan maak jy so, want die Here moet tog net nie na jou toe wys nie. Here, ek sal gaan, maar dan moet Ilse saam gaan. Ek gaan nie alleen nie, ek sien nie kans nie. Here, ek is bang, ek is bekommerd. As jy net eenvoudig bang is, steek gou jou hand op.
Miskien sit jy vanmôre hier en sê, ek is maar die geringste. Ek is soos ou Gideon, Here. Ek is die geringste. Ek is op my geslagregister, is ek die kleinste en die swakste. Ek beteken eintlik vir U niks nie. Here, ek het geen waarde nie. Steek gou jou hand op. Ek dink ons almal het al 'n hand opgesteek. Laaste een. Miskien is jy die arrogante buffel van Hartbeesfontein. Miskien is jy daardie billewak. Miskien is jy die bendeleier. Miskien is jy die man wat geen reëls wil volg nie en jy's die een wat vol sondes is en die een wat probleme het, die een met die houding. Steek gou jou hand op. Daar's nie een wat nie sy hand opgesteek het vanmôre. Die Here wil jou gebruik. Om wat te doen? Om te doen dit wat gedoen moet word. Wie sal ek stuur en wie sal ek stuur en wie sal gaan? Ek sal gaan, Here. Ek sal gaan. Hallo, ek sal gaan, Here. Hier's ek. Hallo, sien my net raak, Here, hier's ek. Maar jy kan nie eers lekker praat nie. Maar Here, hier is ek. Ek wil gaan. Hoe kan jy dit doen? As die Gees van die Here oor jou kom, dan verander ons Hartbeesfontein. Dan verander ons Noordwes. Dan verander ons Suid-Afrika. Dan verander ons die wêreld. Hoe? Deur doodgewone mense. Wat net sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Ek laat my nie vertel dat 'n gemeente soos hierdie die wêreld kan verander nie. In ons eie krag, verseker nie. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. Pastoor, dit is Pinkster, jy moet bid vir 4. Hoor gou mooi, Pinkster gaan juis daaroor dat ek gevul is, dat my lewe verander en dat ek 'n sirkelreaksie om my het en mense se lewens verander. Dis die boodskap van Rigters. Miskien moet jy op hierdie Pinksteroggend, en ja, ons gaan vanaand praat oor die salf en die balsem, en ons gaan mense bedien, ons gaan vir julle bid, en as jy siek is, of jy het finansiële probleme, kom asseblief kerk toe vanaand. As jy gevul wil word met God se Gees, kom kerk toe, want ons gaan vanaand spesifiek bid vir mense. Maar dan moet jy eers op 'n plek kom, wat jy sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Ek is gereed. Ek sal gaan. My Gees binne in my, loop ek 'n bendestorm. Met U Gees binne in my spring ek oor 'n muur. Hoekom? Want 'n doodgewone mens word 'n superheld die oomblik wanneer die Gees van die Here in jou lewe is. Verstaan jy, Pinkster? Die profeet sê, Here, ek wil U sien. En dan kom daar 'n rukwind verby. En dankie vir die rukwind. Dis die rukwind in die boonste vertrek en dis die rukwind wat lewens verander. En hy kyk en hy sê die Here is nie die rukwind nie. En dan gaan hy verder en dan kom 'n aardbewing en hy sê, hier's die Here en die Here sê ek is nie in die aardbewings nie. En dan kom daar 'n vuur en die Here sê ek is ook nie daar nie. Die Here is, maar nie daardie oomblik nie. Maar dan kom hy in daardie sagte windjie deurgewaai. En dis al wat die Here vanmôre wil doen. Hy wil net op 'n eenvoudige, sagte manier binne in mense inkom, sodat jou lewe kan verander en die mense om jou se lewe kan verander. Sanchen? Ek wil vanmôre vir jou vra, net daar waar jy sit, nie gou jou oë toemaak nie. Net jy en die Here gaan nou tyd spandeer. Here, dis Pinksteroggend. Ons vier vanmôre die uitstorting van die Heilige Gees. En Here, ek is eenvoudig. Here, ek het baie probleme. Here, ek kan baie keer nie eers lekker praat nie, my woorde kom krom en skeef uit en niemand hou van my nie en ek is die ou bang enetjie en ek is die ou teruggetrokke enetjie. Maar Here, ek is hier vanmôre. En ek steek my hand op en sê, Here, stuur my, ek sal gaan. Here, hier is ek, gebruik my. Here, ek wil so graag 'n verandering sien in ons dorp, in ons land, in ons gemeenskap, in ons gemeente. Here, begin by my. Here, en al wat ek nodig het is die Gees van die Here. En as jy vanmôre saam met my hierdie gebed bid, wil jy nie gou op jou voete staan nie. En dan steek jy jou hande op so hoog as wat jy kan en dan sê, Here, hier is ek. Ek wil op hierdie Pinkstermôre wil ek kom bid, Here, dat jy my opnuut met die Heilige Gees sal kom vervul. Dat jy opnuut daardie vlammetjie binne in my sal kom aansteek. Here, ek het lank genoeg op die kantlyn gesit. Lank genoeg het mense vir my gesê, ek is nie iets werd om iets te kan doen nie. Maar Here, hier is ek. Gebruik my. En ek wil vanmôre kom bid, Here,
dat U die soete trooster, die Heilige Gees, vanmôre mense sal kom bestraal met krag vanuit die Hoogste. Dat U hulle sal kom dinamiet gee, dat U hulle sal kom ywer gee, dat U hulle die vermoë sal gee om te doen wat gedoen moet word, en dat U met hierdie kromstokke reguit houe sal slaai. My gebed is, Here, dat U ons lewens so sal kom verander, dat gewone mense in superheroes sal verander, en dat ons Hartbeesfontein sal kom verander.